Goeienaand en ons is vanaand in die derde deel van ons Bybelstudie wat gaan oor redding en soos julle miskien dalk sal kan onthou, in die eerste ene het ons gepraat van dat redding is iets wat in 3 tye plaasvind in ons lewe. Met ander woorde, dit is iets wat reeds gebeur het in die verlede, dit is iets wat nou huidiglik op hierdie oomblik gebeur, en dan is daar ook iets wat in die toekoms gaan gebeur. So ons het gesê in die eerste deel het ons gepraat daaroor dat wanneer ons toe ons gered is, met ander woorde die dag toe jy jou geloof in Jesus Christus gestel het, dan toe is jy gered. Alright, op daai dag is jy gered, met ander woorde, daai dag het jou identiteit verander. So dit het 'n impak gemaak op wie jy is en wie God sien wie jy is as gevolg van dit wat Jesus Christus in ons lewe gedoen het. Toe in die tweede deel het ons gepraat oor die feit dat ons steeds gered word. Ons word nou gered. Met ander woorde, dit is 'n verandering van ons geestelike toestand. Met ander woorde, dat ons meer volwasse word en dat ons groei in ons lewe. Omdat ons gered is uit Christus uit, begin ons anders leef. Ons begin hierdie redding begin uitleef. Hierdie nuwe identiteit wat ons het, begin ons uitleef. So hierdie is 'n fase waarin ons kan eintlik sê dit is 'n fase waarin ons volwasse word in ons geloof. En vanaand kyk ons na die derde en die laaste ene, en dit gaan alles oor die toekoms. Dit gaan oor die feit dat ons in die toekoms gered gaan word. Ons sal gered word in die toekoms. En dit gaan alles oor 'n verandering van ons liggaam, dat hierdie liggaam wat tot niet gaan, hierdie lewe wat tot niet gaan, hierdie tydelike bestaan, dat dit verruil word vir die ewigheid. Met ander woorde, die tydelike word verruil vir die ewige. En in hierdie proses word ons liggame verander en word ons liggaam verheerlik. Met ander woorde, om te gaan van 'n verheerlikte liggaam na iets van 'n verganklike liggaam na 'n onverganklike liggaam, sodat ons kan wees soos wat God wil hê ons moes gewees het van die begin af. En juist Paulus kom en hy skryf oor hierdie gedeelte. Hy skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vanaf vers 42 tot en met vers 44, dan skryf hy die volgende: So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, maar daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So met ander woorde, dit is iets wat gaan verander in die toekoms met die koms van Jesus Christus. Dan gaan hy aan in 1 Korintiërs 15 vers 52 tot 54. Dan sê hy: in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein sal alles verander, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklike opgewek word en ons wat lewe sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklike bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat die woord wat geskrywe is: die dood is verslind in die oorwinning. Met ander woorde, dit is nou 'n mondvol, maar dit is basies om te sê dat daar in 'n oogwink gaan dit wees dat ons gaan verander van iets wat sterflik en oneer bevat en skaamte en al daardie tipe van goed, alles wat in ons lewe is, alles wat in ons liggame is, word in 'n oogwink verander sodat ons kan wees soos wat Christus wil hê. Dit is die hoogtepunt van ons redding. Met ander woorde, in hierdie tyd beweeg ons deur 'n tyd van wat verganklik is, 'n tyd wat tydelik is, iets wat gebroke is, en ons is deur hierdie proses van redding op pad na die hoogtepunt, en dit is waar ons sal wees soos wat ons gelyk is
aan Jesus Christus. Dit is die toekomstige opstanding wat ons sal beleef, dat ons saam met Christus opgewek sal wees, dat ons saam met Christus in die hemel sal wees, dat ons saam met Christus 'n verheerlikte liggaam sal hê. Dat dit wat nou tydelik is, word omgesit in iets wat ewig is. En Jesus het baie keer daaroor gepraat in al drie die evangelies, maar Matteus, Markus, Lukas, dan praat Jesus oor hierdie ding van 'n verandering van 'n verganklike na 'n onverganklike lewe. En wanneer ons gaan kyk na Johannes, dan sê hy in 1 Johannes 3 vers 2, en dan skryf hy die volgende, hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Met ander woorde, ons sal Christus beleef, in die heerlikheid waarin hy nou is. Ons sal hom sien vir wie hy is, en ons sal sien dat dit is hoe ons gaan word. En Johannes en Paulus praat baie mooi oor hierdie selfde ding, dat daar 'n volledige transformasie gaan plaasvind. Ons identiteit verander, ons volwassenheid word verander, die manier waarop ons leef, en die hoogtepunt daarvan is dat ons liggame van 'n verganklike liggaam na 'n onverganklike sal verander. Met ander woorde, dat daar is dat ons in die toekoms gered sal word, dat ons daardie sekerheid het, dat ons die sekerheid in ons wese het, dat ons gered sal word, en dat dit vas is in die hande van God en in die hande van Jesus Christus. Dan gaan Paulus verder en hy sê maar, hy vergelyk, hy tref 'n vergelyking tussen 'n eerste Adam en 'n tweede Adam. Met ander woorde wat hy kom sê is, ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 45, dan sê hy, die skrif sê vir ons, die eerste mens Adam het 'n lewende fisiese persoon geword, met ander woorde die heel eerste mens wat God geskaap het, maar die laaste Adam, dit is Christus, het 'n lewendmakende geestelike persoon geword. So Adam was net mens, maar Christus was mens en God, en hy gee lewe, waar ons deur ons identiteit of ons verbondenheid eerder aan Adam in verlorenheid was, met ander woorde dat ons die sondige natuur geërf het, want dit is wat Adam gebring het, is dat nou, wanneer ons in Christus is, dat ons innerlike mens verander, dat daar 'n transformasie plaasvind in ons lewe. 'n Transformasie kan jy sê, maar van 'n ou identiteit na 'n nuwe identiteit, want die ou identiteit het vir ons gesê, dat ons is sondig, en ons is ver van God, en ons moet verstaan dat daar 'n skeiding tussen mens en God is. En nou kom Christus, en hy kom sê, maar nee, ek gee vir julle 'n nuwe identiteit, en daardie identiteit sê, jy is gekies, jy is geheilig, en God het jou geroep. Jy is sy kind. 1 Korintiërs 15 vers 46 tot 49, dan sê Paulus, hy sê, die natuurlike en die fisiese liggaam moet eers kom, daarna die geestelike een. So ons moet eers gebore word as mens, daarna ontvang ons die geestelike een, wanneer ons gered word. Adam, die eerste mens, was uit stof van die aarde gemaak, terwyl Christus, die tweede mens, van die hemel afkom. Met ander woorde, dit is die seun van God. Elke menslike wese het 'n aardse liggaam, net soos die van Adam, maar ons hemelse liggame sal net soos die van Christus wees. Net soos ons nou ewebeelde van Adam is, die mens uit die aarde, so sal ons eendag ewebeelde van Christus wees, die mens uit die hemel. Wat 'n ongelooflike ding om te besef. En dat daar wag iets beters as net hierdie lewe. Daar wag iets beters in die toekoms. En wat ek vir jou wil sê is dat hierdie redding waardeur ons gaan, sê vir ons dat die foute wat ons maak, as deel van hierdie Adam mens, as deel van hierdie eerste mens, die foute wat ons maak, bepaal nie ons identiteit nie. Dit verander nie jou identiteit dat jy 'n heilige is en gekies is deur God en dat jy God se kind is nie. Ons almal maak foute, maar dit bepaal nie jou identiteit nie. En Christus, die verwysing na Christus is hierdie ding van dat die redding wat reeds plaasgevind het, ons nuwe identiteit, die redding wat nou plaasvind om ons te laat groei in ons geestelikheid,
dat ons meer volwasse word en dan die uitsien na die toekoms, wanneer ons 'n verheerlikte liggaam kry, net soos dit wat Jesus Christus op hierdie oomblik het. En dit is, ons verval maklik in hierdie denke van dat ons foute bepaal ons identiteit. Dit wat Christus gedoen het, bepaal ons identiteit. Waar jy jou geloof sit, bepaal jou identiteit. En dit word bepaal deur Jesus Christus. Ek dink ons moet besef dat binne in ons menswees is daar hierdie potensiaal om soos Christus te wees. En dit is wat ons sal kry die dag wanneer ons saam met hom in die hemel sal wees. 'n laaste gedeelte en 'n laaste paar gedagtes rondom die konsep van redding is dat Paulus skryf in Filippense 3 vers 20 tot 21. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself onderwerp het, dat ons is vooraf bestem om kinders van God te wees. Ons is vooraf bestem om die heerlikheid van God te kan ervaar. Ons is vooraf bestem dat ons lewens verander het. So ons sien dat in hierdie progressie van redding, in hierdie stappe wat ons van redding het, sien ons dat ons is gered, met ander woorde, dis iets wat in die verlede plaasgevind het, en dit gaan oor ons identiteit. Ons word op hierdie oomblik gered, en dit lei ons daartoe om te groei in ons geestelike lewe, om meer soos Christus te wees, om meer volwasse te wees in ons geloof in Christus. En dan om ook hierdie hoop te hê, dat eendag, dat ons by Christus sal wees. Dat die mense wat gesterf het in Christus, het die versekering, dat daar 'n opstanding sal wees, en dat hulle deel sal wees van die koninkryk van God. En ons, indien dit in ons tyd is, en ons lewe nog, dat ons in 'n oogwink sal verander, en om verheerlik te wees, soos wat Christus Jesus is. Ek wil julle los met hierdie laaste vers uit Filippense 1 vers 6, wat die volgende sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag, wat Jesus Christus kom. Wees verseker van jou redding. Wees verseker dat jou toekoms in die hande van God is, en in die hande van Christus, as gevolg van dit, wat Jesus Christus gedoen het.